Psalm 8, vir die koorleier met musiek, 'n psalm van Dawid. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word die teenstanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek U hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waarin U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Nou ek dink as ons na hierdie psalm kyk, dan gewoonlik sê ons sjoe. En gewoonlik voel ons daardie swaar gevoel wat ons baie keer by psalms kry, as ons net sien hoe die digters baie keer net hulle emosies neerskryf. Maar hier is dit nie daardie swaar gevoel nie. Hier beleef ons dadelik eintlik 'n lekker gevoel. 'n Gevoel van dankbaarheid, 'n gevoel van amper opgewondenheid wat 'n mens so raak lees. So daarom dink ek is dit belangrik, soos wat ons nou al in hierdie roetine is, om weer vanaand vir onsself die 5 vrae af te vra. Die 5 vrae van watter soort psalm is hierdie, wat is die konteks, wat is die opskrif van hierdie psalm, wat is die tradisie, en dan natuurlik, ek dink waarby ons graag wil stil staan, is die gedagte van wat leer hierdie psalm vir my. Nou as ons gaan kyk na die soorte psalms, dan weet ons nou al teen hierdie tyd, daar is 14 verskillende psalms, soorte psalms, nie verskillende psalms, die soorte. Nou wonder ons, as ons kyk na Psalm 8, wat se soort is dit? En dan wil ek vanaand sommer hoor, wie wil waag om te sê wat se soort psalm is dit? 'n Lofpsalm, presies. Psalm 8 is definitief 'n lofpsalm. Hoekom sê ons dit? Want dit is so mooi waar hier die digter eintlik kom, en hierdie digter kom gee redes hoekom hy die Here wil loof. Hy kom gee verskillende redes uit dankbaarheid waarom hy die Here kom loof en kom prys. So hierdie lof word baie duidelik uiteengesit in hierdie psalm. Nou lofliedere, grootendeels bestaan uit 3 gedagtes. Daar's gewoonlik 'n inleiding, daar's gewoonlik 'n liggaamsgedeelte en dan is daar 'n slot. En ons sien dit spesifiek eintlik hier in hierdie psalm raak. Ons lees in hierdie psalm, nou nie vers 1 nie, want vers 1 is ons opskrif, maar vers 2 en 3 is juist vir ons die inleiding. Vers 4 tot en met vers 9 is die liggaam, en dan die slotgedeelte is die laaste vers 10, wat ons dan ook in vanaand se gedeelte gaan lees. So ek het gedink, as ons net nou kom by wat leer hierdie psalm ons, dan gaan ek nou spesifiek dit ook so bestudeer. Ons gaan kyk na die inleiding, eerste as 'n gedeelte, dan kyk ons na die volgende gedeelte, die liggaamsgedeelte, en dan kom ons by die slot, waar ons dan ook oor die slot gaan gesels, en dan so intens net bietjie na die verse ook gaan kyk, van dit wat hulle vir ons leer. So as ons onsself moet afvra, wat is 'n soort psalm is dit? Dan kan ons vanaand vir mekaar sê, dit is baie duidelik, dit is sigbaar. Psalm 8 is 'n lofpsalm. Dan is die volgende vraagie wat ons vir onsself moet vra, maar wat is die konteks? Natuurlik die tyd of die omstandighede waarin hierdie psalm afspeel. Wat is die konteks daarvan? Is dit iets wat afspeel rondom koningstyd, die ballingskap, konteks wat spesifiek beskryf word, of is hierdie psalm tydloos? En dan sal ons baie keer vir mekaar kan sê, ons dink nogal, hierdie psalm kan tydloos wees. Hoekom? Want wanneer ons hierdie psalm lees, dan gebeur dit, soos wat ons baie keer nou al gesien het met psalms wat ons sê is tydloos, waar ons onsself as 'n leser ook in die skoene van hierdie digter kan plaas, en ook kan sê, maar ek voel dieselfde, ek beleef dieselfde, ek kan myself sien as die een wat eintlik hierdie psalm skryf en dit uitbeeld. So hierdie psalm is ook iets wat ek vir myself kan aantrek om te sê, maar dit is wat ek beleef in die gedagte. So, psalm se konteks is natuurlik dan tydloos. Ons derde vraag wat ons vir onsself afvra, is wat is die opskrif van hierdie psalm? Nou as ons gaan kyk na al die opskrifte, dan weet ons, dit is baie keer of 'n persoon of 'n groep, of dit is musikaal en liturgies, of dit is 'n spesifieke psalmtipe wat sommer so van die begin af beskryf word, of dit is 'n historiese of kultiese gedagte, situasie wat uitgebeeld word in hierdie opskrifte.
Nou as ons gaan kyk spesifiek na vers 1, dan sal julle verstaan hoekom sê ek, is dit 'n persoon en dit is ook musikaal, want ons lees so mooi in vers 1. Vir die koorleier met musiek 'n psalm van Dawid. So hoekom sal Alta sê, is dit 'n persoon en ook musikaal? Want dit sê so mooi vir ons. Die eerste gedagte, dis nou 'n bietjie donker op hierdie beeld lyk dit. Die eerste gedagte sien ons, Dawid skryf daar met musiek. Met ander woorde, dis 'n uitbeelding, dis 'n lied wat gesing word. Dis dalk instrumente wat gebruik word, maar daar is, kan ek maar sê, musieknote wat hier uitgebeeld word saam met dit. So daar's 'n musikale gedagte saam met dit, maar dit is ook dan baie duidelik waar ons staan 'n psalm van Dawid. Met ander woorde, dis 'n persoon wat klaar sy naam as deel van hierdie opskrif kom gee het om te sê, dit is die skrywer en die uitbeelding van hierdie psalm. Nou kom ons om te sê, dan is dit goed. Daar is vir ons 'n lofpsalm. Ons weet hierdie psalm is tydloos. Ons weet ook hierdie psalm word deur 'n persoon Dawid geskryf en dit is ook musikaal met musiekgedagtes. Nou dan is die volgende vraag, wat is die tradisie? Nou die tradisie wat vir ons kom uitbeeld, wat is hierdie belewennisse en die gebeurtenisse in daardie tyd van Israel, kan deur verskillende 6 gedagtes uitgebeeld word. Soos wat ons nou al weet, deur Sion, die tempel of die berg, selfs deur skepping, die redding, Sinai, die Dawid of die koningshuis se tradisie of ballingskap. En as ons nou vanaand weer hier vir mekaar sit en kyk en ons wonder wat se tradisie dit is, dan moet ons sommer reguit vanaand vir mekaar sê, ons dink dit is definitief 'n skepingstradisie. Hoekom? Omdat ons sê, ons sien dit raak, dit wat die digter so mooi skryf. Ons sien raak sommer al daar vanaf die begin van vers 2, waar Dawid sê, maar die Here is die Here van die hemel, wat die hemelryk geskryf het. Maar dan ook, waarna ek sommer vinnig dink, is selfs vers 2 se tweede gedeelte, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Met ander woorde, die skepingsgedagte wat so stuk beskryf word deur alles wat hierdie digter Dawid wil kom uitbeeld. En daarom besef ons maar die tradisie van die skepping word hier so mooi ingetrek, wat kom vertel van God is die een wat alles gemaak het, maar wat sê ons ook as ons sê dat die skeppingtradisie deel is van 'n psalm, dan sê ons ook, maar God is ook die versorger, die onderhouer hiervan. So God is die skepper, maar hy is ook die onderhouer. So hy sorg en hy kyk en hy is betrokke, as ek dit nou in so 'n mate ook kan beskryf in hierdie gedagte. So dan is die tradisie natuurlik vir ons die skepingstradisie. En dan kom ons nou eintlik hier by vraag 5. Wat leer hierdie psalm vir ons? Nou wil ek vir 'n oomblik net gou teruggaan na hierdie een skyfie toe. Hier in die begin van vanaand het ek gesê, lofliedere word gewoonlik in 3 gedeeltes inverdeel. Daar is 'n inleiding, daar is 'n liggaam en daar is 'n slot. Ek gaan vanaand presies dieselfde ook gedagte gebruik. Ons gaan eers bietjie praat oor die inleiding gedagte. Vers 1 is sommer nou heeltemal op sy, want ons weet vers 1 is mos nou eintlik die opskrif en ons het dit nou klaar uiteengesit wat daar aangaan. Nou besef ons by die inleiding lees ons vers 2 en 3 en dan die liggaamsgedeelte is vers 4 tot 9 en dan die slot is vers 10. So ek wil vanaand, as ons gaan leer, wat leer hierdie psalm vir ons, dan gaan ek nou op dieselfde gedagte hiervan ook 'n bietjie verder en in diepte gaan. So kom ons gaan lees net vir 'n oomblik weer vers 2 en 3, sodat ons net weer ons geheue kan verfris. Wat staan in vers 2 en 3, sodat ons kan weet hoe ons dan vir mekaar kan sê wat hierdie gedeelte ook vir ons lees. Ek wil net eers 'n slukkie water kry asseblief. Ek praat te veel vandag, so my keel is droog. Okay, kom ek lees vir ons. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teenstanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. Nou as ons nou hierdie gedagte gaan kyk, dan beskryf die Bybellineum eintlik dit met 'n titel wat sê klein mensies maak God groot. En dit is maar eintlik so mooi verduidelik, want ons gaan net nou verstaan wat bedoel hulle ook met hierdie opskrif. En ek moes hierdie opskrif kom insit, want ek besef, maar dit is
presies wat ek en jy ook hier op aarde moet doen. Ons wat klein is op hierdie aarde, is juist ons werk is eintlik om God groot te maak. Maar kom ons begin by die begin. Ons lees, en ons moet duidelik vir mekaar sê, wanneer ons Psalm 8 oopmaak, en ons begin Psalm 8 lees, dan sien ons baie duidelik raak, God is die skepper. Ons glo dit, ons leef dit uit, en dit is wat ons ook hier raak lees. Maar wanneer ek en jy die Bybel oopmaak, en ons begin die Bybel lees, dan is dit ook hoe ons die Here leer ken. Ons lees in Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. En dan gaan die hele skepingsverhaal al verder en verder, wat God op watter dag geskep het, en hoe God hierdie dinge geskep het. Wat vir my so mooi is, nadat God elke liewe ding geskep het, het hy gesê, dit is goed. Daar die woorde wat ons so goed leer ken, wat eintlik kom vertel van hierdie tevredenheid, en ek dink in 'n mate hierdie trotsheid wat God het, om te sê, maar dit is sy skepping, dit is die aarde wat hy kom uitbeeld. So ons weet, God is die skepper, God kom skep. Nou lees ons hier in vers 2 en 3, juist dat God die skepper is, maar dan ook kom en verander hierdie fokus van, God is die skepper, ja, maar die fokus draai 'n bietjie na die mens toe, en kom vertel eintlik vir die mens, waar is die plek van die mens binne in God se skepping. Nie in die mens se wese van wie hy is nie, maar eintlik waar sy plekkie inpas in die plek wat God eintlik op trots is, wat God wil kom sê het aan die einde, maar dit is goed. Sy skepping wat hy eintlik kom uitbeeld. So ons lees dan eintlik so mooi in vers 3, waar daarop gefokus word. Daar sê kinders en suigelinge, dis jong mense, dis kinders wat nog nie eers ervaring het van die lewe nie. Suigelinge wat so afhanklik is van hulle moeders. Dan staan daar, kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. Met ander woorde, selfs 'n klein kindjie kom sê en kom besing en kom erken wie God is. Die werk wat God gemaak het, dat hierdie skepping kan wees waarin hy of sy ook leef. So God is die Here, wie se koninklike mag eintlik oor hierdie hele aarde gestrek word. En kinders besing dit, kinders erken ook wie God is, en dit word sigbaar daarvan. So daarom kan ons vanaand vir mekaar sê, dit is baie duidelik, God regeer. God is die een wat geskep het, maar God is ook die een wat regeer. Maar nou wil ek met so 'n bietjie van 'n draai inkom, en as ons gaan kyk na God, en ons gaan kyk na die mens wat God geskep het, dan moet ons eintlik vir mekaar sê, hierdie verhouding tussen God en mens is eintlik paradoksaal. Daar is 'n totale verskil tussen hierdie twee. Hoekom? Want aan die een kant het ons vir God wat volmaak is, God wat die skepper is, God wat nog altyd daar was, en ook altyd daar sal wees. Maar dan het ons die mens wat onvolmaak is, die mens wat eintlik 'n sondaar is, die mens wat eintlik so klein is en definitief nie vir ewig en ewig sal kan bestaan nie. Maar tussen hierdie twee, as ek dit so kan uitbeeld, is daar so 'n noue verhouding. En dan kom die digter en hy beskryf hoekom is daar 'n noue verhouding tussen hierdie twee. Want hy sê, as die mens erken, of die mens kom en erken eerstens God se heerskappy. Die mens kom en kom loof ook God vir sy heerskappy. En wanneer die mens kom en God erken en kom loof, gebeur daar eintlik iets baie kosbaar. Wat gebeur? God kom in sy mate, in sy wese, met sy mag, en dan gee hy eintlik aan die mens 'n besonderse mag binne in daardie mens se nietigheid. As die mens eintlik besef, maar die lewe gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor ek as mens is nou eintlik, ek weet nie wat is die mooi Afrikaanse weergawe nie, maar die Engelse weergawe se beskrywing is eintlik I'm the cream of the crop. Ek weet nie wat is die mooi Afrikaanse weergawe nie, maar om eintlik te sê ek is nou baie oulik. Ek is die beste. Wanneer die mens eintlik besef, maar hy is nie die beste nie, hy is nie the cream of the crop nie. Hy is eintlik nietig en klein, maar hy erken God se heerskappy. Verander daar 'n hele totale, ek wil sê wese van hoe dinge gedoen sal kan word op aarde. Want terwyl die mens besef,
dat die mens in beheer wil wees, gebeur dit nou maar eintlik dat die mens sy eie koninkrykie wil bou. Dit gebeur dan dat die mens God se heerskappy nie gaan erken nie. Want hoekom? Dit gaan dan oor me, myself and I. Ek is die belangrikste, ek is die mooiste, ek is die beste. Maar as die mens sy nietigheid besef en dit begin raak sien, God eer, sal die aandag weggedraai word van ek en myself, maar eerder op God gerig word, om juist die eer aan God te bring en God se heerskappy in hierdie wêreld uit te voer. Daarom is hierdie paradoks eintlik so sigbaar tussen God en die mens, selfs ook in die verhouding. Hierdie gebrokenheid waarin ons leef binne in die wêreld, maak dat hierdie skeiding kan gebeur. Maar dan kom hierdie digter en sê, besef, wat is eintlik die verskil? Die digter wil eintlik sê, hoe nederiger ek oor my eie wese, my menswees, my prestasies in die lewe gaan wees, dan sê hy eintlik so mooi, hoe groter sal God se heerskappy wees, hoe groter sal God wees in my lewe, dat my lewe nie oor my gaan nie, maar eintlik oor God gaan, en dit wat uitgeleef sal word in die proses. So hier kom die digter, en die digter skryf so mooi, om eintlik te kom uitbeeld, om te sê, al die eer kom aan God, want God is die een wat die heerskappy moet hê. En wanneer ek besef, maar ek is nietig en klein, dan sal my oog op die Here wees, en sal God se heerskappy al hoe groter word, en meer sigbaar word, want dan gaan die lewe nie meer oor myself nie. Nou kom ons by die volgende gedeelte, vers 4 tot en met vers 9. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waarin u 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mensekind dat u na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles. Selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Hierdie gedeelte kom sê eintlik vir ons, die mens is magtig, maar die mens is nie so magtig soos God nie. Kom ek verduidelik. Die wonder van God se genade is juis hier vir die mens gegee, maar dat God nog steeds na die mens omsien. Die mens kan baie keer van homself baie dinge dink. Ons kan baie keer dink hoe oulik ons is vir dit wat ons alles reg kry, maar ons besef juis maar God bly na die mens omsien. God bly sorg vir die mens. So wanneer mense hulle nietigheid besef en God as koning in hulle lewe ook erken, is dit juis daar waar God se genade 'n werklikheid word. Waar dit eintlik daardie lig wat wegdraai van myself af, maar die lig op God se heerlikheid plaas. So hy wat alles gemaak het, hy wat die maan en die sterre, die hemelruim gemaak het, dit is hy wat eintlik vir die mens sorg. Kom ons sê dit op 'n anderste manier. Ek en jy hier op aarde het nogal die vermoë om alles op aarde te kan maak. Ons het al wonderlike dinge op aarde gemaak. Ons het al geboue geskep, ons het al 'n wêreld gemaak bo op die see. Ons het al tegnologie in hierdie wêreld. Maar dit wat ek en jy op hierdie aarde doen, is net op hierdie aarde. Maar dan lees ons waar hierdie psalmdigter so die hele tyd fokus op die hemelruim, die maan en die sterre, die Here van die heerlikheid. En dan moet ons eintlik besef, ek en jy is dalk baie oulik en ons is magtig op aarde, maar ons is nie so magtig om ook daarbo in die hemelruim dinge te kan verander nie. Dis hoe magtig God is. God kan enigiets daarbo en hieronder, kan hy natuurlik ook verander en kan hy iets daaraan doen. Maar dan, hoe groot ook alles is, sy hele skepping, kom sê God eintlik, maar ek sorg nog steeds vir jou. Jy is nog steeds vir my belangrik. En as 'n mens besef hoe klein 'n mens eintlik binne in hierdie groot skepping van die Here is, dan besef 'n mens eintlik hoe baie dankbaarheid 'n mens het. En wat 'n groot voorreg dit eintlik is om te sê, maar ek is 'n kind van God. Ek is deel van God, want God sorg vir my.
In die begin het ons gesê, hierdie is 'n skepings psalm. Ons het gesê die tradisie hiervan is skepping. Met ander woorde, dit fokus op die skepping van die wêreld en die aarde waarin ons leef. Maar ons het ook gesê, dit gaan ook die fokus oor hoe God sorg vir sy skepping. En nou besef ons is so klein in hierdie groot skepping, maar God sorg vir ons. God ken ons harte en hy stap hierdie pad saam met ons. So dieselfde mens wat eintlik niks is nie. Ons is so piepklein, ons is eintlik 'n niks, 'n niemand. Ons beklee eintlik 'n ereplek binne in God se skepping. Ons kry eintlik 'n groot stuk verantwoordelikheid wat op ons skouers geplaas word binne in hierdie skepping. En wat is hierdie verantwoordelikheid? Ons lees dit in vers 6 en in vers 7. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp. Nou wil ek eers daar stil staan. As ons besef hierdie werkie, hierdie ereplek wat ons gekry het, dan is dit eintlik 'n groot verantwoordelikheid wat op ons skouers is. Daarom is die mense eintlik aan die een kant 'n niks en 'n niemand en so piepklein, maar aan die ander kant is ons magtig, want ons kry 'n ereplek, ons het 'n groot verantwoordelikheid op ons skouers van dit wat ons elke dag doen. So dit is hierdie gedagte van ons is klein, maar ons is groot, ons is nie belangrik nie, maar tog is ons belangrik. 'n Hele gedagte wat die hele tyd so been trek met mekaar. Maar ons moet onthou, vers 2 en vers 3, hoe dit vir ons dit kom uitbeeld, is juist dat ek kan groot wees as ek besef hoe groot God is. As ek besef dat God my koning is, en dat ek nie my eie koning is, en dat ek nie die Alfa en die Omega is, nie, maar dat God my God is, my Here is. So die mens kan slegs eintlik heers as God se heerskappy erken word, en as God se heerskappy in 'n mens se lewe aanvaar word, om dit so verder te kan uitleef. Want hoekom? Wanneer 'n mens besef wat God se heerskappy is, hoe klein 'n mens eintlik is, dan kom God en hy gee vir ons 'n werkie. En hy sê eintlik maar jy as mens word soos 'n koning in hierdie wêreld. Hoekom? Want dit is juist wanneer ons soos 'n koning word, wat ons eintlik 'n belangrike werkie kry, 'n verantwoordelikheid op ons skouers. So dan word dit eintlik 'n werklikheid waar ons eintlik God verteenwoordig op hierdie aarde, waar ons God se heerskappy moet uitbeeld, waar ons dit dalk vir ander mense moet gaan leer. So God kom en God gee vir ons hierdie mag om te sê, maar jy kan 'n koning wees hier op aarde. Die manier is watter koning jy eintlik sal wees. Die mag wat God vir jou gee, is nie mag soos om te besluit wat is reg en wat is verkeerd. Mag om te regeer soos wat jou hart wil nie. Ek wil sê dit is nie 'n onbeperkte mag nie, nee. Hierdie mag wat God vir ons as mense gee, is 'n beperkte mag. Want hoekom? God kom en hy stel die mens aan as 'n koning, maar hy sê dat ons moet regeer, nie op ons eie gesag nie, maar op God se gesag. Ons moet regeer volgens sy wil. Ons moet leef sodat ons sy wil kan sigbaar maak in hierdie wêreld. Maar die digters dink eintlik dis belangrik om dit dieper uit te spel. En hy skryf dit vir ons so mooi uit waar ons grense is van wat ons mag is. Ek weet Dominee Benny gebruik altyd hierdie beeld, nou gaan ek sommer die kanselkleed gebruik. Maar Dominee Benny teken altyd sulke prentjies, veral vir ons belydenisgroepe, om te sê enige iets in die lewe werk soos 'n sportveld. As ons nou dink vanaand hierdie is 'n rugbyveld, dan moet ons eintlik vanaand vir mekaar sê, die rugby spel se reëls geld wanneer 'n mens op hierdie rugbyveld is. Wanneer ons af die veld beweeg, dan tel daardie reëls nie meer nie. Nou net so kom die Here en die Here sê, maar ek en jy het mag. En hierdie mag wat ons kry, is 'n stel reëls wat ons moet toepas hier in sy skepping, in sy wêreld. Ons kan nie maak soos wat ons wil, hoe ons wil nie. Ons moet die Here se wil, sy mag uitleef. So die digter kom en hy skryf dit eintlik vir ons baie mooi. Hy sê, teenoor God se onbegrensde mag, wat hy in die hemel ruim het, en ook op die aarde,
kom die mens, en die mens het net 'n sekere hoeveelheid mag. Hierdie mag, kom en dan sê hy eintlik, wat is dit? Hy sê dit so mooi, hy sê dit is oor skape en beeste, hy sê sommer alles, alle diere, dit is die mag wat ons oor het. Ook wilde diere van die veld, voëls in die lug, visse in die see, en alles wat swem in oseane. Met ander woorde, dit sê vir ons, wat is ons speelveld? Hoe ons kan weet, waar het ons die mag, om dan as te ware koning te kan wees, om juist die Here se heerskappy te moet uitleef. Daarom mag die mens, God se skepping, nooit uitbuit in so 'n mate om dit te misbruik nie. Ons kan nie sê, God het ons koning gemaak, ons maak soos wat ons wil, ons regeer, en dit is so nie. Ons kan dit nie misbruik nie, want dan sal daar gevolge wees. Die mens is net koning, omdat God dit toelaat. Ons kry 'n voorreg om sy mag uit te voer op hierdie speelveld wat ons het, in ons baan wat ons moet bly. En daarom mag ons dit nie uitbeeld, of uitbuit nie, ek bedoel. God bly die koning van sy skepping, en van mense. En daarom, wanneer ons besef, die lewe gaan nie oor ek wat belangrik is nie, die lewe gaan oor die heerskappy van God, dan draai die lig weg van my as mens, maar na God toe. En daarom sal ek kan leef, en binne in die baan bly wat God wil hê ek moet leef, om op so 'n mate dan natuurlik sy heerlikheid te kan uitbeeld. Om dit duideliker te verstaan, vers 2 en 3 het nou mooi vir ons kom verduidelik, God is die skepper, maar God het ook vir die mens 'n spesiale werkie gegee. En dan lees ons nou verder vanaand hier in vers 4 tot 9, die werkie wat ons as mens gekry het, is nie 'n werkie dat ons moet groot kop kry in hierdie wêreld om te maak soos wat ons wil nie. Daar is 'n verantwoordelikheid wat ons het. Maak nie saak wat ons doen nie, al is ons al het ons hierdie groot verantwoordelikheid gekry op ons skouers om ook soos konings te moet regeer, is dit juis om die heerlikheid van God te bly aanhou uitvoer, en dit moet nie oor ons as mens gaan nie. En dan kom ons nou eintlik hier by die slotgedeelte, vers 10, waar ons dan lees vanaand, die digter kom en hy skryf mooi af, hy sê, Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. En dan is dit hoe hy afsluit, hierdie besonderse psalm, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Nou Psalm 8 begin met hierdie gedagte, en hy sluit ook af met hierdie gedagte, hoe wonderbaar is u naam, hoe groot is u naam oor hierdie hele aarde. En dat mense eintlik net daaraan moet vashou. Ja, die mens heers oor hierdie aarde, die mens het die verantwoordelikheid gekry om die Here se naam groot te maak. En God kom en hy stel ons as mense aan, en ons as mense kry hierdie werkie. En as ons besef, ons kry 'n besonderse werkie, dan is hierdie werk wat ons eintlik moet kry, 'n werk waar ons net die Here moet loof en moet prys, omdat hierdie werk so besonders is. Omdat die Here eintlik kom en sê, maar ons kry deel aan dit wat God ook vir ons kom gee. Ek wil vanaand saamvat, en dan gaan ek vir ons gedagtes of geleentheid gee dat ons gedagtes met mekaar kan deel. Ek dink ons as mense kry 'n spesiale status hier op aarde. Ja, ons het dit al baie mooi opgepas en met respek hanteer, maar ek dink ook die mensdom het ook nou al hierdie status wat ons van God af gekry het, al baie verniel en baie misbruik. Maar hierdie spesiale status in God se oë, se bedoeling is eintlik aan die een kant dat ons moet besef, ons is nie belangrik nie, ons is eintlik 'n niks werd, ons is sondaars, ons is maar net piep klein in hierdie groot skepping wat so wonderlik geskep is. Maar terselfdertyd, dat ons ook sal besef, maar ons is God se kind, ons is 'n koningskind, ons is 'n kind wat God eintlik vir ons kom 'n geleentheid gegee het, wat ons baie ten volle, ten goeie kan laat meewerk. So ons as mense moet eintlik hierdie verantwoordelikheid vat, wat God vir ons kom gee het, en ons moet aanvaar, dat ons 'n besonderse verantwoordelikheid het, maar ons moet dit besef, wat dit ook beteken. Maar dit is juist die genade wat God, vir die genade wat hy ook vir ons kom gee het, dat ons kom en sê, uit hierdie genade uit hierdie groot verantwoordelikheid wat ons het,
kan ons nie anders nie, maar ons kan net dankie sê. En daarom kom al die lof weer terug na die Here toe, en nie na ons as mense nie. En dit is die gedagte, op 'n baie eenvoudige manier, as ons vanaand gaan kyk, op Psalm 8, oor hoe ons Psalm 8 kan uitbeeld, en hoe ons dit kan verstaan, wanneer ek en jy ook dit lees, of wanneer ons dit weer hier saam in die kerk sing. Enige vrae of antwoorde, of opmerkings? Oom Derek. Alta, ek het so 'n bietjie gaan lees oor Psalm 8. Ek sien die oorspronklike Hebreëse manuskripte praat van Elohim, vers 6, daai hemelse wesens. Nou dit is God. Goed, ja. So God het ons geskape net onderkant God, homself. Nie laat ons met groot kop kry nie, maar laat ons die kroon is van die skepping, dis definitief so. So ons eintlik maar sy vingerafdruk hier op aarde. Maar nou, al wat ek nou wil sê is, ons is besig om sy skepping te vernietig, die mens, ongelukkig. Baie vinniger, die vernietiging gebeur vinniger as wat die behoud of die herstel kan gebeur. Is dit nou maar deel van die eindtyd? Of is dit maar, waar gaan dit eindig? Want as ons nou gaan ons maar 1000 of 1 miljoen jaar nie meer aarde hê. Ja, definitief. En ons is veronderstel, die mens, omdat ons die kroon is, moet ons die verantwoordelikheid vat om toesig te hou dat dit nie gebeur. Maar dit gebeur baie vinniger as wat ons kan toesig dat dit nie gebeur. Ja. Ongelukkig, ek stem saam met oom. Die gevaar is eintlik ons as mense besef nie soos wat ons eintlik moet besef. Die feit dat ons God se kroon is, dat ons eintlik hier geskep is met 'n wonderlike stuk genade, dat ons kan dink, dat ons kan redeneer, dat ons kan, ek wil sê, lewe gee op aarde. Ons misbruik dit. Ons misbruik dit want ons wil as mense elkeen ons eie koninkrykie bou. Want dit gaan oor daai ek en myself. En ons vergeet van God. En dit maak dat hierdie wêreld is waar dit is. En dan weet ons ook dat die straf gaan kom. Want ons speel nie in ons binnebaan wat God sê, eintlik het ons die mag oor net sekere goed. Maar ons misbruik ons mag en ons, ek wil sê, druk ons grense verder, want ons wil mag hê oor alles. So eintlik het die Here vir ons die puntjie gegee en ons gryp die hand. Ons weet dit as Christen gelowiges. Ons bly nederig, maar die ander weet dit nie. Of hulle wil dit nie weet nie. So hulle die keuse, hulle maak die keuse om dit nie om te sê ek wou nie, ek gaan maar so aan. En ons moet nou eintlik maar daaronder lê. Jy weet, ou probeer maar altyd om hulle te sê, hoor jy, dis nie reg of dis nie reg nie. So dit is maar 'n moeilike ding eintlik. Dit is 'n tweestryd oom. Maar dalk is die een keer sy optrede van hoe oom optree 'n lewensverandering vir 'n ander persoon wat altyd gekies het om nie so te wees nie. Ja, of saam, en ek dink dit is ons almal se verantwoordelikheid om dit wel te doen. En om te sien as daar dinge is wat nie reg is nie, om te sê hoor jy maar regtig. In liefde. Ja. Sê nee, maar dit te doen nie. Want daar's dinge, hulle is besig om ons wêreld, ons land, ons die hele wêreld te vernietig. As jy sien nou met al die dinge wat gebeur, die gasse, oorgate. Ons almal oorleef nie, oorpopulariseer dat daar is nie meer so iets soos natuur nie. Ek meen ons is bederf in Suid-Afrika nog met natuur. Maar mense ken nie, hulle weet nie wat 'n stuk grond nie. Hulle ken dit nie, hulle weet nie wat se oop is nie. So eintlik, ja, is dit dalk vir ons ook net weer 'n besef van dankbaarheid. Oom Gerard wou so graag. Wat het oom se antwoord op was? Ek? Ja, wou ook nie iets vra of sê nie. Ek wil iets sê, ja. O ja, nee, maar dan Ek het baie jare terug, Psalm 8, was 'n psalm wat ek vir 'n laerskoolklassie laat memoriseer het. En dit was nou so 'n versie op 'n slag en 'n week en so aan. En dit was vir my nogal baie spesiale psalm, selfs in daai tyd wat ek maar nou nog 'n jong ouetjie was, wat maar net begin skool het. En dit was 'n besondere psalm. En vandag ook weer dat ek nou so 'n paar plekke na die psalm gaan kyk. En weet jy, en ek land by die tandarts hier in Heidelberg en ek sien hier lê 'n Bybel wat die Gideons geplaas het. En ek het nog nooit iemand in 'n spreekkamer gesien wat daai Bybel lees nie. En ek vat die Bybel en ek begin lees. En
hier om my so 3 ander ouens, 'n jong ou wat 'n ouer man by hom het, 'n reus van 'n man, en 'n ander ou. Nou sit ek maar die Bybel en lees daarso, en ek lees maar weer Psalm 8, en ek lees die Afrikaanse weergawe, Engelse weergawe. Weet jy, en ek besef net, die Here is groot. En hy is belangrik, en hy het my geskep, net minder as 'n hemelwese. En ek moet dit leef, maar ek moet dit in my hart leef, en nie in my kop nie. Ja. Weet jy, maar hier oorkant my sit 'n ouetjie. Nou is net 'n bietjie op 'n ligter noot. Nou sit die ouetjie hierso. Hy het 'n kepsie op wat agterste voorop is. Hy het 'n sweetpakbroekie aan. Sy sit nou saam met die reus van 'n man. En hy het 'n paar skoene aan, 'n oranje skoen en 'n geel skoen. En kyk hierdie storie so, dag mense. Hy het seker net so 'n paar skoene by die huis op. En ek is toe nou so lus om op te staan en om te sê, hoorie, ek weet nie of jy weet nie, maar jou hoed is agterste voor. En jy seker so 'n paar skoene by die huis, maar toe sien ek hierdie groot ou, en ek besluit, ja, ek gaan nou beluister my werk. Ek gaan dit nou nie doen nie, jy weet. En toe sit nou maar daar weg, jy weet, met die gedagtes en goeders wat so by my opgekom. En dit was spesiaal vir my gewees om die Bybel daar te kry. Ek was self in die Gideons baie jare gewees, en ons het die Bybels geplaas ensovoorts, en hier lê 'n Bybel nou. En ek dacht, laat ek kom vat en lees, ek weet nie wat hierdie ander is, dink nie, maar laat hulle maar dink wat hulle. Hulle gaan dit nie in rugsak kan doen, want hulle is skierigheidsgeprikkel. Kom met daai en daai lees en dit op. Dis dalk 'n goeie ding. Ek dink voordat oom Derek iets sê, toe oom nou iets sê van, oom Gerard, toe oom nou iets sê van, ek is net minder as die hemelwese geskep, en oom sit daar in daai grootheid, toe kry ek ook half die gedagte van, eintlik moet ons dit met trots leef. En soos oom sê, nie in ons harte, maar dit beteken nie ons moet onnetjies wees, of ons het 'n stukkie trots om te sê, maar ek is God se kind, en ek is regtig uniek, maar ek het 'n verantwoordelikheid. Dit is eintlik groot, my kop voel ek te klein of te dom of te iets om dit te verstaan, maar in dieselfde asem wil ek net eintlik sê, wow, want dit is baie besonder. Oom Derek. Belydennisklas oor die skepping, God die Vader oor die skepping gepraat, en daar is soveel teorieë oor die skepping en hoe dit gebeur het, en evolusie en al die fancy goedjies wat hulle almal sê is waar, wat nie waar is nie. Maar daar is, dit word so in die kinders se kele half afgedruk, dat hulle moet glo in dit ook. Jy weet, en hulle is baie verward, baie van die jongeres, want hulle kom met al die goede, ja, maar dit is bewys, en daar is bewyse, en hulle kan dit so bepaal, maar dit is eintlik alles lees. Want die skepping is definitief het gebeur. Dis die enigste bewys, of die enigste feit wat daar is, dat hoe die wêreld ontstaan het. Ja. En dit was goed, elke dag, soos hy gesê het, God het gesê, dit was goed. Die laaste dag het hy gesê, toe die mense skaap is, op die 6de dag, het is baie goed. So hy was tevrede met wat hy gemaak het al. En ons moet maar altyd besef, dat ons is die kroon hierso. Ons moet nederig bly, maar ons moet ook die verantwoordelikheid vat om daai tipe goed te doen. En ek dink terselfdertyd, oom, ons het 'n verantwoordelikheid om naby aan die Here te leef, sodat ons die woord van die Here ken, en nie kan afdwaal nie. Want as ek nie die Bybel ken, van dit wat God vir ons leer nie, dan is dit vir my maklik om my ore uit te leen na alle ander teorieë en dinge wat opgemaak word. Maar as ek weet wat staan in die woord van die Here, en ek sê ek glo dit, dan kan ek mos aan dit vashou. En dan hoef ek nie te bekommer nie. Maar dit is die hartseer, oom, ons jong mense ken nie meer vandag ons Bybelverhale nie. Ek praat oor van die evangelie wat Jesus vertel het, en so, dan hulle kyk vir jou aan, dit is alles of hulle dit nog nooit gehoor het. Ja. Jy weet, en dit is nogal 'n bietjie kommerwekkend. Ja. Hulle moet die Bybel begin lees, en 'n bietjie begin. Ek weet, vir alles ou hier by belydennisklas kom, 'n bietjie groter, dan moet jy nou hierdie goed al begin. Ons het werk, ja. So ons het werk. Ons het baie werk. Ja.
Enige ander vrae of opmerkings? Nou ja, volgende week gaan daar nie Bybelskool wees nie. Ons gaan lekker week van gebed hou. So ons nooi julle uit, kom saam. Ons gaan Sondag aand begin met 'n aand nagmaals erediens. Dominee François gaan vir ons daardie erediens lei. Dan van Maandag tot Woensdag aand gaan Dominee Hannes Neet vir ons kom preek en ons gaan lekker sit en kuier en saam met hom kuier en ons gaan luister wat hy vir ons kom leer. So daarom het ons nie Bybelskool nie. So ons nooi julle uitkom saam met ons vir week na gebed toe. En dan sal die Bybelskool eers daai volgende Dinsdag wees. So die 4de Maart gaan ons eers weer Bybelskool hou. So ons gaan nou net 'n week bietjie rus. En dan gaan ons verder. So dis hoekom is daar nog niks om te sê wat se psalm ons gaan deurwerk nie. Maar dan is daar weer so, ek dink ons staan eintlik ons, daar staan nog so 2 of 3 geleenthede. Dan is dit vakansie. So nee, daar is daarom nog so 2 of 3 psalms wat ons kan wyser raak. So ons nooi julle uit saam met ons na dit toe. Dis 7 uur. Sondag aand 7 uur, Sondag aand is 7 uur, Maandag, Dinsdag en Woensdag 7 uur. Almal gelykertyd 7 uur. Jy mag maar met jou werksklere kom, jy hoef net fancy aan te trek. Van dieselfde kleur. Dis baie belangrik. En met die pet vorentoe. Kom ons sluit ons oë. Here, vanaand kom sit ons stil hier by U en dan besef ons is eintlik so piepklein, Here, as ons gaan kyk hoe groot U skepping is en hoe wonderlik U alles geskep het, hoe kosbaar elke deeltjie van die natuur is. En dan lees ons vanaand dat U het ons net minder as 'n hemelwese gemaak. Here, dit is so groot verantwoordelikheid wat ons eintlik op ons skouers het. En dankie Here dat U dit aan ons toe vertrou, om vir ons ook 'n stukkie mag te gee, wat U wil hier op aarde moet sigbaar maak. Mag ons getrou wees aan U Here, dat daardie mag tot 'n positiewe U heerlikheid uitgebeeld kan word, en dat dit nie 'n mag sal wees wat ons misbruik, en net oor ons as eie mense sal gaan nie. Dankie dat ons kan opkyk dat U ons God is, U wat alles geskep het, U wat vir ons die begin en die einde is, die Alfa en die Omega, die Almagtigste. Ja Here, U wat daar was van die begin af, en ook daar sal wees wanneer daar eendag 'n einde gaan kom. Dankie Here vir die feit dat U ons harte ken. Dankie dat U soveel geduld het met ons, al wil ons baie keer eintlik die regte ding doen, maar dan doen ons eintlik maar die verkeerde dinge. Dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U ons ken. Gebruik ons Here daar waar dit nodig is. Maak 'n verskil deur ons daar waar dit nodig is, sodat U heerlikheid sigbaar en kenbaar op hierdie aarde sal wees. En ons bid dit alles in U naam wat groot is, U naam wat heilig is. Ja, in Jesus Christus se naam kom bid ons dit. Amen. Mag julle 'n wonderlike aand verder hê. Geniet die reën en dan sien ons mekaar volgende week. Nee, eers Sondag en dan volgende week.